Goeiedag op hierdie Woensdag, 'n vakansiedag, verkiesingsdag in ons land. En dit is 'n groot dag. En ek wil jou amper mense kom met jou gesels vandag en hoor hoe voel jy? Wat is die emosie wat in jou is? Is jy moedeloos, voel jy mismoedig, sê jy ag niks gaan verander. Dit help nie as ek gaan nie, of is jy net eintlik net vol angs en sê ek weet nie wat gaan gebeur nie. Wat as dit gebeur? Wat as daai gebeur? Jy speel 'n klomp scenario's in jou brein af, of is jy vol moed en sê man, ek dink hierdie keer gaan daar iets gebeur en ek hoop vir dit en ek hoop vir dit, of al is dit ietsie kleins. Ons almal het 'n gevoel, daar's 'n gevoel in ons land, net soos wat daar gevoel is wanneer ons die wêreldbeker wen met rugby, is daar ook vandag 'n gevoel. Miskien 'n gevoel van hoop, miskien 'n gevoel van mismoedigheid, van verslaandheid. Nou Psalm 42 vers 6 tot 7 sê, waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer in hom, vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na U. Ek en jy word uitgenooi in die Bybel om selfs vir ons regerings te bid. En dis miskien iets wat jou dwars in die krop steek en sê, hoe bid ek vir iemand wat dit en dit doen en net afbreek en absoluut net verwoes het en al die tyd wat hulle in bewind is en of jy sê, wel, ek weet nie hoe nie, maar 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4 herinner ons, hy sê, en ek bedoel Dawid self, wat nou net hierdie Psalm geskryf het, hy het 'n slegte regerder gehad. Saul was nie 'n goeie regerder wat die regte dinge gedoen het, maar hoor wat skryf in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4, hy sê, ek dring daarop aan, dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Ek dink ons is geneig om nie vir regering of regeerders te bid nie, omdat ons nie saamstem met wat hulle doen nie. Maar ons moet juis bid dat hulle harte verander. Ons moet juis bid dat hulle gedagtes vernuwe. Ons moet juis bid dat God hulle sal omdop en dat daar dinge in mense se lewens sal gebeur. En asseblief verstaan my reg, ek sê nie almal wat in regeringsampte is, ken nie die Here nie, maar ons moet wel bid vir die wat nie. En ons weet nie wie hulle is nie, maar die Here weet en bid, Here draai hulle om. Dat hulle dinge begin sien soos U sien, sodat hulle begin hierdie land, sodat dit ons in Genesis, wat U sê, bewoon en bewerk hierdie aarde, dat ons begin soos volgelinge van Jesus begin leef. Ons moet bid vir mense, ons moet bid vir alle mense, want Jesus het gekom sodat niemand verlore gaan nie. So wie's ek en jy om te kies wie hemel toe mag gaan of nie? Wie's ek en jy om te kies wie God genade op mag bewys of nie? Ons moet vir almal bid en sê, Here, ek weet nie of hierdie persoon nie ken nie, maar ek bid dat hy of sy sal terugkeer na U toe. Ek ken nie daai persoon, ek ken, Here, deursoek my eie hart. Ons woon in 'n wonderlike land, met wonderlike mense, en daardie mense moet begin saam opstaan, saam begin bid, saam in 'n geestesriem beklei vir dit wat ons van hou, wat ons sê, maar ons het so 'n mooi wêreld en so 'n mooi land. Mag vandag se verkiesingsdag 'n dag van gebed wees. Mag dit 'n dag wees wat God se wil sal geskied en miskien verander iets nie vandag nie. Miskien verander iets nie in die volgende termyn nie, maar God is nog steeds besig om te werk. God is nog steeds besig en in beheer en dis waar ek en jy moet vashou. Dis wat Dawid daar in Psalm skryf. Hy sê ek is in vertwyfeling, maar ek vertrou op God. Weereens 'n keuse wat ek en jy kan maak. 'n Keuse wat ek en jy kan maak oor hoe my gemoed is teenoor die land, sy mense en waar ek staan in verhouding met God. Kom ons bid saam. Vader, ons kom na U toe vandag en soveel emosies in ons land vandag. Selfs mense wat oorsee sit wat met afwagting kyk om te sien wat hier gebeur. Ander lande wat eintlik geen belang het nie, maar hulle kyk of Suid-Afrikaners of Suid-Afrikaners wat in ander lande sit en wonder wat gebeur met die land waar ek groot geword het en my mense. Here, ek bid dat ons hierdie land net vandag aan U kan opdra. Dat ons eie vooropgestelde idees kan wegskuif en sê, Here, laat U wil geskied. Dat U mense sal aanraak, dat daar vrede kan kom, stilligheid, dit wat in Timoteus staan, 'n volk volkome toegewyd aan U. Dis ons gebed, dat skole sal verander, dat kinders weer U sal begin U naam uitroep en op stadspleine lofliedere vir U sal sing, dat hierdie land sal kan verander. 'n Land wat ander mense na kyk en sê, maar is 'n land wat God dien en eer. Dankie vir U liefde, dankie dat ons U kan vertrou met selfs dit waarmee ons buite beheer voel. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Geseënde dag en mag jy vandag vrede beleef. Waar jy ook al is, mag jy God vertrou. Vir jou lewe,
en vir dit wat om ons gebeur. Totsiens.